Jesus is die regverdige regter. Jesus is die regverdige regter. Openbaring 1 vers 14 het gesê, die haar op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Vriende, is my ongelooflik dat Jesus, die Engelse woord is, julle moet vir my 'n woord gee asseblief, maar Jesus is nie net die epitome nie. Wat is 'n ander woord vir epitome? Daai ene, alright. So Jesus is nie net die epitome, for lack of better words, van wysheid nie, vriende. Niks, absoluut niks kan van hierdie oë, wat soos vuur vlam nie, weggesteek word nie. Niks kan weggesteek word nie, vriende. Al dink ek en jy partykeer so, die Here sien alles. Hy sien alles. In Daniël 7 vers 10 sê die eeue oue sit op sy troon van oordeel met vuur wat daaruit stroom. En daardie selfde vuur brand vandag nog in Jesus se oë. En dis nie net 'n klein vlammetjie nie, julle. Dis nie 'n klein vlammetjie, want Daniël het vir ons gesê dit skyn en skitter soos fakkels. Nou wat doen 'n fakkel? Hy gee lig. Hy gee lig, vriende, aan donker plekke. En vriende, jy kan dink dat jy kan wegkruip daar in die donker. Jy kan dink dat jy goed kan doen daar waar niemand jou gaan sien nie. Maar jy kan nie van die Here Jesus se oë, wat regverdige regter is, wegkruip nie. En dis nie om jou bang te maak nie. Die idee daarmee, vriende, is dat ek en jy elke dag 'n heilige lewe sal lei, sodat ons meer soos hy sal word. Want hierdie oë, wat ons hiervan praat, hierdie oë van Jesus in hierdie visioen is die oë wat elke onreg en elke geheim kan sien. Dis die oë wat elke traan wat jy al gehuil het, al gesien het. Elke verborge motief wat jy het, elke versteekte sonde, alles lê openbloot voor sy oë. En aan hom moet ons eendag rekenskap gee. Vriende, in vers 15 gaan hy verder, hy's nie net 'n regverdige regter met sy oë nie, hy sê vir ons, sy stem het gedruis soos 'n groot watermassa. Nou vriende, dis nie net 'n gewone stem wat ons hier hoor nie. Hierdie is 'n stem met gesag, dis een wat kan oorheers, wat 1000 stemme kan oorheers. En as jy my nou al goed ken, en ek gaan dit vanoggend hier sê, en ek vra dat jy my sal verskoon as ek die volgende doen, want ek wil niemand in die oë vat nie. Maar ek raak baie opgewerk, baie van julle ken my so, as dit kom by vandag se tyd, en as jy jou YouTube deep dive doen, en jy kry mense wat elke dag daarop vir ons sê, maar hulle het gisteraand saam met die Here in die hemel ingegaan, en hulle het saam met hom gedans, en Jesus het op my skouer gelê en huil om jammer te sê vir dit wat in die wêreld aangaan. Vriende, ek kan nie vir sulke valse lering staan nie, en ek is jammer. En hierna kan jy bietjie met my kom praat, want ek raak verskriklik opgewerk dat ons die woord van God gebruik, en ons draai dit om ons te pas, om mense te wen op die verkeerde manier. Want dan verstaan ek dalk die Bybel heeltemal verkeerd, want dan verstaan ons Openbaring heeltemal verkeerd. Want hoe kan die Here, wie se stem gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Dis dieselfde stem wat ons hoor, wat storms laat stilmaak het in Markus, wat Lazarus uit die graf uit geroep het. En is dieselfde stem wat eendag vir my en vir jou gaan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jesus, dan gebruik mense dit so ydel vandag. Dit maak my regtig hartseer. En geen wonder Daniël se krag het hom verlaat nie. Daniël, Johannes kon nie staan toe hulle hom sien nie. En ons maak vir God net so klein, ons maak ons Jesus net so klein, as ons hom so verpersoonlik. En geen wonder Johannes val neer nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help, wat met hulle hele harte op hom vertrou. Vriende, wat jy moet verstaan is wanneer dit by hierdie oordeel kom, en hierdie vuur wat in die Here se oë is dit anders vir ongelowiges en vir gelowiges. Die vuur in sy oë vir ongelowiges, daar gaan oordeel kom. Daar's vernietiging, want hy verteer alles wat nie volgens hom is nie, en volgens sy wil is nie. Maar vir gelowiges is dit 'n fantastiese ding. Daardie vuur, dieselfde vuur in die Here se oë, beteken dit reinig ons. Dit suiwer ons. Dink aan goud. Wanneer hulle goud deur 'n smeltoond sit en hulle dan smelt dit natuurlik, maar dan kom daai dros laag bo op en hulle skep hom af en al wat oorbly is pure gold. Pure gold. Dis wat die Here vir my en vir jou kom doen.
Wanneer hy ons teregwys, is daar 'n reinigingsproses wat in ons harte plaasvind. Wanneer hy toelaat dat beproewings op ons pad kom, is hy besig om hy purification met my en jou te doen. Wanneer hy ons konfronteer met ons sonde, wil hy hê daar moet restaurasie wees. Ons moet na sy troon toe kom om nader, sodat ons weer heel kan word in sy beeld. Sagaria vers 3 het so mooi vir ons gewys hoe ons aangekla word, en ek gaan nou nie heeltyd daar of hier kan stil staan nie. En hier is Satan besig om te praat oor ons vuil klere, ons sondes, maar die Here sê die volgende woorde. Hy sê die volgende: ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Vriende gelowiges, moenie bang wees vir oordeel nie. Want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jesus, vriende, het my en jou sonde op hom geneem. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Johannes 1 Johannes 4 vers 17 sê, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Niks nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Vriende, in daardie belofte kan ek en jy sien dat ek en jy vrymoedig in Christus kan lewe. Ons kan heilige lewens lei, maar ons kan ook diegene wat teen ons iets doen, vergewe.